Nou vriende, goeiemôre, ons is die Here innig dankbaar dat hy vir ons uitgespaar het. Ons vertrou dat u 'n goeie nag se rus gehad het en die gebed van my hart is dat die Here vir ons baie ryklik sal saamseën so rondom sy woord. Ek wil u groet met die pragtige woorde van Gesang 95. Het is nie 'n baie bekende gesang nie, maar ek lees vir u 'n vers of 2. Daar staan: ek kniel ook voor u voete, Heer. U Jesus, u is my lewe. Saam met die herders kniel ek neer. God het my skuld vergewe. O, neem my denke, wil, gevoel. Laat jaag my na die hoogste doel, om tot u eer te lewe. Is nie vir u pragtig hoe hierdie gesang dit beskryf nie? My sondes vergewe, daarom Here, neem my denke, my wil, my gevoel, en laat my jaag na die hoogste doel. Wat is die hoogste doel? Nie om die hoogste sport in hierdie lewe te bereik nie, nee, maar om tot u eer te lewe. Vers 2 sê: lang voordat ek op aarde was, is u vir my gebore. Voor ek van u woord kon hoor, was ek reeds uitverkore. U het die hemelryk verlaat, u maak my na Gods wyse raad, sy kind nie meer verlore. Ag vriende, ek vra dat u sal tyd neem en so 'n bietjie deur die Psalm en Gesange bundel werk en so 'n bietjie deur die Halleluja bundel lees en die kosbare waarhede daarin sien, en mag u en ek versterk word en mag ons lewe vir hierdie hoogste doel om eer te bring aan die naam van die Here. Ons is besig met hierdie reeksie oor die oudwordproses. Ons is besig met die gevare en uitdagings. Nou vriende, vanmôre kom ons ook by een van hierdie groot uitdagings wat meer na die ouer mense se kant toe gaan. En dit is die gevaar dat ek niks werd voel na aftrede. Nou die meeste van ons, en besonder die mans, en daar is ook baie dames wat vir 20 en 30 en 40 jaar by 'n bepaalde maatskappy of maatskappye gewerk het, en dan kom daar 'n dag en 'n datum waar hulle vir jou sê: luister, dis die laaste dag wat jy werk, jy sal nou op pensioen moet gaan. Pensioen beteken eenvoudig dat jy nie meer by hierdie plek werksaam sal wees nie, en dat jy nou afgaan, jy kry 'n bepaalde bedrag, en daardie geld moet jy dan hou tot die dag van jou dood. Nou vriende, vir baie mense is die aftrede iets waarna hulle geweldig baie uitsien, veral as hulle by 'n moeilike werksplek dan hulle self bevind met moeilike leiers en moeilike werkgewers. Maar vriende, vir die meeste is hierdie 'n vreesaanjaende dag. Want die meeste mense sê, en veral die manspersone: wat gaan ek doen as ek by die huis is? Ek het iets komies gelees in 'n golftydskrif so tyd gelede van die oomie wat begin golf speel het toe hy hier al in die 70 was. En op daai stadium was hy 100 jaar oud, en hy het juist by hierdie redakteur van die golftydskrif met hom 'n onderhoud gehad, waar hom gesê: oom, nou, jy speel op 100 jaar nog 2 keer 'n week golf, en hoe het jy by die golf uitgekom? En hy vertel die verhaal hoe hy opgehou werk het. En so 'n paar maande by die huis, toe sê sy vrou vir hom: luister man, hierdie huis raak te klein vir my en vir jou. Jy moet vir jou ietsie kry om te doen. En so het hy begin golf speel. Dit is my eintlik so komies gewees, en toe dink ek by myself, dit is baie keer die probleem. Mans vrees dat hulle nou by die huis gaan sit, hulle gaan miskien in die vrou se pad wees, dan gaan nie vir hulle veel wees om te doen nie. Hulle vrees wat gaan nou word van hulle in die jare wat voorlê. En as jy kind van die Here is, wil ek jou vrees tot rus te bring. Want vriende, in die koninkryk van die Here is geen mens oorbodig nie. Die Here het 'n doel en 'n plan met ons. Al tree ons miskien af op aardse gebied, al moet ons by ons werksplek ophou werk, is ons nooit in die koninkryk van die Here doelloos nie. Is ons nooit oorbodig nie. Daar's altyd iets vir ons om te doen. En ek sê dikwels vir mense, wanneer die aftrede kom, kan jy nou daai ekstra tyd gee vir God, sy saak, sy koninkryk en die uitbreiding daarvan. Hoor wat sê die Bybel in Psalm 92 vers 13. Die regverdige sal groei soos 'n palmboom. Hy sal opgroei soos 'n seder op die Libanon. Geplant in die huis van die Here sal hulle groei in die voorhoewe van onsse God. In die gryse ouderdom sal hulle nog vrugte dra. Hulle sal vet en groen wees om te verkondig dat die Here reg is, my rots, en in hom is geen onreg nie. Dit is wonderlik om te sien dat die Here ook vir ouer mense bemoedig deur hierdie waarheid, om te sê, al word jy oud, al kom daar die jare wat jy grys word en miskien op pensioen moet gaan by jou werksplek, in die gryse ouderdom sal hulle nog vrugte dra. Hulle sal vet en groen wees. Hulle sal vrugbaar wees. Hulle sal vir die koninkryk van die Here iets beteken. En wat is dit? Om te verkondig dat die Here reg is. Hy is my rots en in hom is geen onreg nie. Ag vriende, ek kan vir u noem van een na die ander persoon wat op hulle hoë ouderdom vir die Here geweldig baie beteken het. Ek onthou my eie pa, toe hy later jare in die ouete huis beland het en daar bidure begin hou.
Hy was getrou gewees om die evangelie met hierdie mense te deel. Ek het eendag met 'n oomie te doen gekry in Parys, wat vir hom so klein waantjie gemaak het, wat hy rondgestoot het deur die strate in Parys, waar hy traktaatjies uitgedeel het en die evangelie met mense gedeel het. Mense wat groepies by hulle huis begin het, mense wat regtig betrokke was in die koninkryk van die Here. In ons eie gemeente is daar van ons ouer mense, senior mense, wat betrokke is by ons kinderhuis uitreike, wat betrokke is by die uitbreiding van God se koninkryk deur die verkondiging van die evangelie. En wat ek vanmôre vir u wil sê, wanneer u aftree en wanneer u by die aftree ouderdom kom, is u nie oorbodig nie. Inteendeel, sien dit as 'n geleentheid waar God jou nou kan gebruik om hierdie ekstra tyd in sy diens te stel tot eer van sy naam en tot uitbreiding van sy koninkryk. Ek pleit by u dat u nie ledig op die markplein sal sit nie. Dit is ongelukkig so dat die meeste mense hulle tyd verwyl met allerhande nikszeggende goed en hulle kom nie by die koninkryk van die Here uit nie. Die groot prediker John Piper het 'n boodskap gepreek, don't waste your life, don't waste your time. En hy praat spesifiek van mense na hulle aftrede, wat van die môre tot die aand is hulle op die golfbaan, of hulle is by een of ander rolbalbaan, of hulle is by een of ander plek waar hulle aan sport deelneem. Hulle praat nooit oor die Here nie, hulle geen getuienis wat hulle gee nie, hulle nooi niemand na die kerk toe nie. Dit gaan vir hulle oor hulle self, dit gaan oor hoe hulle lewe gemaklik as moontlik kan leef, en hulle vergeet dat God eendag van hulle rekenskap gaan eis vir elke dag wat hulle op hierdie aarde geleef het. Daardeur sê ek nie dat sport verkeerd is, of dat as jy by een of ander sosiale klap aansluit, dis verkeerd nie, maar sorg dat jy daar 'n getuie vir die Here is. Jy sien, dit is noodsaaklik dat ons sal sien, dat ons nie nodig het om niks werd te voel na ons aftrede nie, maar ons kan aanmeld vir diens, en sê, Here, hier is ek, gebruik my. Vriende, dan is daar nog 'n gevaar waarna ons vanmôre gaan kyk, is die gevaar van vereensaming. Baie ouer mense onttrek hulle, en wil eenkant wees. Hulle is afgetree miskien, hulle voel hulle is niks werd vir die samelewing nie, nou onttrek hulle. Hulle deur is gesluit, hulle is nie regtig betrokke by die gemeente nie, hulle wil nie graag uitkom nie, hulle vrees vir die besige paaie, of vir al die gevare wat daar is, en nou vereensaam hulle. Hulle is besig om eintlik hulle self te onttrek van die samelewing. En dit is 'n groot gevaar waarmee ouer mense sit, waarmee ons moet deel, op 'n Bybels verantwoordbare manier. Romeine 12 vers 13 sê vir ons, maak voorsiening in die behoeftes van die heiliges, streef na gasvryheid. 'n Kind van die Here, en besonder ons ouer mense, moet gasvry wees. Hulle moet mense wees wat hulle huis oopstel, wat hulle harte oopstel, wat mense nooi om miskien by hulle 'n koffietjie te kom drink, en saam met hulle te kuier, en bietjie met hulle te gesels, en te deel oor die kosbare evangelie van ons Here Jesus Christus. Hebreërs 10:23 sê, laat ons die belydenis van die hoop onwankelbaar vashou, want hy wat dit beloof het is getrou, en laat ons op mekaar ag gee om tot liefde en goeie werke aan te spoor, en laat ons onderlinge byeenkoms nie versuim, so sommige die gewoonte het nie, maar laat ons mekaar vermaan, en dit is te meer, na mate jy die dag sien naderkom nie. Vriende, luister, daar's geen verskoning vir 'n senior persoon om nie by die huis van die Here te wees nie. Dis my wonderlik om in ons eie gemeente te sien hoe mense mekaar optel. Hierdie een persoon ry na A, B en C toe, en tel hulle op, en hier kom 'n kerk of 'n kar vol mense by die kerk aan. En die ouer mense saam met die middeljarige en die jonger mense, hulle word saam opgebou in die allerheiligste geloof. Hulle hoor God se woord, hulle word versterk deur die geloof. En dit is presies wat die Here vir ons wil kom leer. Dit sal jou verhoed om te vereensaam. Dit sal jou help om saam te groei, dit sal jou help dat ander mense jou laste kan dra, dit sal jou help word in die oudwordproses, dat jy nie so eensaam en alleen word, soos dit baie keer die geval mag wees nie. Daarom is hierdie gevare wat ons vir u uitwys, dis noodsaaklik om dit raak te sien, maar ook om dit Bybels te hanteer. So die twee gedagtes, onthou, jy's nie oorbodig in God se koninkryk nie, al tree jy af, al moet jy by jou werksplek ophou. En onthou net een ding, vereensaming is nie eers iets wat eintlik onder kinders van die Here genoem moet word nie. Want ons is een liggaam, die Bybel sê ons het mekaar nodig. Die oog kan nie vir die oor sê, ek het jou nie nodig nie. En daarom is die senior burgers net so welkom, en hulle is net so belangrik as deel van die liggaam van Christus. En daarom vra ek jou, dat jy versigtig sal wees om jou nie te onttrek van die gemeenskap van die heiliges as jy ouer word nie, maar dat jy een van sin, een van siel in die Here sal wees, en saam met die gemeente sal groei, tot daardie volwasse man, vrou in die Here, tot ons die volle mate van grootte in Christus bereik. Mag die Here ons genade gee om hierdie kort, eenvoudige gedagtes ter harte te neem, uit te leef tot eer van sy naam. Vriende, groete vir u, seën, en ons sien mekaar Sondag as die Here ons spaar. Tata.